September 1945. Vroegoggendlig versprei oor 'n tydelike Amerikaanse kompleks aan die rand van die Stille Oseaan oorlogsone. Die lug is stil. Nie gespanne nie, bloot stil. Doringdraad omlyn die omtrek, maar niemand skree nie. Geen gewere word opgelig nie. Binne die omheining staan 'n klein groepie Japanese vroue eenkant. Sommige dra verbleikte hulpuniforms. Ander is verpleegsters, hul kentekens verwyder, hul postuur steeds formeel uit gewoonte eerder as bevel. Hulle hou die wagte dop. 2 Amerikaanse soldate praat. Een lag saggies. 'n ander gebaar met sy hande en verduidelik iets alledaags, kos, skedules, niks drinkends nie. Naby hom antwoord 'n gevangene. Kalm, sonder vrees. Die vroue verstaan nie wat hulle sien nie. Hulle is geleer dat gevangenskap stilte, straf, rituele vernedering beteken. Dat die vyand regeer deur wreedheid, afstand en konstante bedreiging. Tog praat die wagte hier vrylik. Hulle grappe. Hulle luister. Daar is geen uitvoering van oorheersing nie. Wat die gevangenes ontstel, is nie vriendelikheid nie. Dit is normaliteit. Op daardie oomblik is die ineenstorting nie militêr nie. Dit is sielkundig. En om te verstaan waarom hierdie stiluitreiling so verwarrend was, moet die storie terugstap na die wêreld wat gevorm het wat hierdie vroue verwag het dat gevangenskap sou wees. Om die verwarring van Japanese vrylike gevangenes en Amerikaanse aanhouding te verstaan, is dit nodig om terug te keer na die wêreld wat hul verwagtinge lank voor gevangenskap gevorm het. Daardie wêreld is nie in 1945 gebou nie. Dit was al dekades lank aan die vorm. Teen die vroeë 1930s het keiserlike Japan reeds op pad na totale oorlog beweeg. Militêre invloed het die politieke lewe oorheers. Burgerlike instellings het bestendig gebuig na gehoorsaamheid, hiërargie en opoffering. Die konsep van die individu, veral die individu in nederlaag, is doelbewus uitgewis. In sy plek het plig gestaan. Sentraal tot hierdie stelsel was 'n moderne herinterpretasie van Beset, die weg van die kryger. Alhoewel gewortel in vroeëre samurai etiek, is die oorlogstydse vorm daarvan vereenvoudig, bewapen en meedoenloos geleer. Oorgawe was nie 'n taktiese uitkoms nie. Dit was 'n morele mislukking. Om lewend gevange geneem te word, was om nie net persoonlik eer te verloor nie, maar ook vir jou familie, eenheid en nasie. Teen die laat 1930s was hierdie oortuiging ingebed in elke vlak van die Japanese militêre kultuur. Opleidingsaanleidings het soldate opdrag gegee dat die dood verkieslik was bo gevangenskap. Veldregulasies het uithou vermoë tot die punt van vernietiging beklemtoon. Stories van gevangenes wat gevangenskap verduur het, is nie versprei nie, hulle is uitgewis. Hierdie wêreldbeskouing was nie net van toepassing op gevegstroepe aan die frontlinie nie. Soos Japan oor Oos-Asië en die Stille Oseaan uitgebrei het, van Manchurië in 1931 tot volle oorlog met China in 1937, en toe teen die westerse geallieerdes na Desember 1941, is vroue toenemend in die oorlogspoging gemobiliseer. Hulle het as verpleegsters, kommunikasiehulpmiddels, fabriekswerkers, klerke en ondersteuningspersoneel verbonde aan militêre eenhede gedien. Teen 1944 was selfs burgerlike vroue formeel in verdedigingsverenigings georganiseer na mate die vooruitse van 'n inval opgedoem het. Vir hierdie vroue het dieselfde ideologiese reëls gegeld. Loyaliteit was absoluut. Uithou vermoë is verwag. Gevangename was ondenkbaar. Militêre verpleegsters in die besonder is nie net in medisyne opgelei nie, maar ook in dissipline. Baie het instruksies ontvang oor hoe om dokumente, voorrade en selfs hulself te vernietig indien nodig om gevangenskap te vermy. Dagboeke en naoorlogse getuienisse weerspieël konsekwent hierdie denkwyse. Gevangenskap is voorgestel as 'n lot erger as die dood, gevul met mishandeling, skending en openbare skaamte. Hierdie oortuiging is versterk deur wat die Japanese magte self aan krygsgevangenes gedoen het. Van die vroegste veldtogte in China af het die Japanese behandeling van vyandelike gevangenes internasionale norme geskend. Gevangenes is dikwels beskou asof hulle eer verbeur het deur oor te gee. Gevolglik is hulle nie as wettige soldate beskou wat respek verdien nie, maar as laste of simbole van swakheid. Hierdie houding het vir haar tydens die Stille Oseaan oorlog. Teen 1942 was berigte van dwangarbeid, verhongering en teregstellings van geallieerde krygsgevangenes wyd verspreid onder Japanese eenhede, selfs al is dit nie amptelik erken nie. Wagte is gekondisioneer om emosionele afstand te handhaaf. Gesprekke was onnodig. Beheer is afgedwing deur vrees, geritualiseerde straf en streng hiërargie. Gelag tussen gevangene en gevangenes sou ondenkbaar gewees het.
Japanese vroue wat naby hierdie stelsels gedien het dieselfde aannames geïmplementeer. Selfs diegene wat nie gevangenekampe gesien het nie, het die logika direk verstaan. Gevangenis was stil. Wagte het nie gepraat nie. Gesag is uitgedruk deur hands. Soos die oorlog in 1944 en 1945 beslissend teen Japan gedraai het, met nederlae in die Marianas, die Filippyne, Iwo Jima en Okinawa, het die religiese druk toegeneem. Burgers is gewaarsku teen geallieerde brutaliteit. Propaganda het indringers as barbaars, moreel korrup en wraaksugtig beskryf. Oorgawe is daar vir vrye gesê, sy oneer en lyding bo alle verbeelding bring. Tog het die werklikheid vinniger ingeslyp as wat doktrine kon aanpas. Teen die somer van 1945 het Japan se logistieke netwerke in duie gestoor. Eenhede is afgesny. Voorrade het gefaal. Mediese dienste het disintegreer. In plekke soos Okinawa, Saipan en later in die onmiddellike periode na die oorgawe oor die Taisei-lande en besette gebiede, het vroue hulself nie na heroïese laaste standpunte gevange geneem nie, maar na uitputting. Dit was op hierdie punt toe ideologie uiteindelik verslaan is, dat Japanese vroue in geallieerde bewaring beland het met verwagtinge wat gevorm is deur jare van vrees, instruksie en stilte. En wat hulle volgende teëgekom het, sou nie net uitdaag wat hulle oor die vyand vertel is nie, maar ook hoe mag self in die praktyk gelyk het. Terwyl Japanese vroue in gevangenskap beland het wat gevorm is deur 'n kultuur wat gesag met ans gelykgestel het, het die stelsel waarin hulle opgeneem is, op 'n fundamenteel ander logika gewerk. Die kontras was nie toevallig nie. Dit was institusioneel. Die Verenigde State het die Tweede Wêreldoorlog betree met 'n gevestigde, indien onvolmaakte, raamwerk vir die handhaving van krygsgevangenes. As 'n ondertekenaar van die 1929 Genfer-konvensie, het die Amerikaanse weermag formeel gevangenskap as 'n wettige status eerder as 'n morele voorwaarde erken. 'n Gevangene was nie meer 'n vyandelike vegter nie, maar 'n aangehoudene soldaat of hulpsoldaat wat geregtig was op gedefinieerde behandeling. Dit het nie beteken dat Amerikaanse kampe sagkens of toegeeflik was nie. Hulle was gereguleer, hiërargies en dikwels streng. Maar hul doel was beheer deur roetine, nie terreur nie. Teen 1942 het die Amerikaanse leer reeds begin met die bou van 'n wêreldwye krygsgevangene infrastruktuur, eers in Noord-Afrika, toe in die kontinentale Verenigde State en later oor die Stille Oseaan. Handleidings wat deur die provost-maarskalk-generaal uitgereik is, het konsekwentheid beklemtoon, voorspelbare skedules, duidelike reëls, voldoende voedsel, mediese sorg en skeiding van gevegszones. Dissipline is afgedwing, maar arbitrære straf is onmoedig. Gesprek was nie verbode nie. Trouwens, die Amerikaanse leerstelling het kommunikasie as stabiliserend beskou. Wagte is opdrag gegee dat gevangenes wat hul situasie verstaan het, minder geneig was om weerstand te bied of te probeer ontsnap. Stilte het onsekerheid geskep. Onsekerheid het spanning gekweek. Routine en verduideliking het albei verminder. Hierdie benadering het versigtig selfs na Japanese gevangenes uitgebrei, ten spyte van wydverspreide Amerikaanse woede oor Pearl Harbor, die Bataan doodsmars en berigte van krygsgevangene gruweldade. Amptelike beleid het onderskei tussen vyandelike regerings en vyandelike individue. Wraak was nie 'n funksie van kan bestuur nie. Japanese vroue wat tydens of na gevegte gevange geneem is, veral verpleegsters en hulppersoneel, is tipies deur tydelike aanhoudingskampe verwerk voor oordrag of repatriasie. Hierdie fasiliteite, dikwels geïmproviseer, het dieselfde beginsels gevolg: orde, skeiding volgens geslag en mediese assessering eerste. Een van die opvallendste verskille vir Japanese gevangenes was die afwesigheid van geritualiseerde vernedering. Daar was geen verpligte belydenisseremonies nie. Geen afgedwonge verklarings van skaamte nie. Gevangenes is getel, geregistreer en kwartiere toegeken. Wagte het nie voortdurende vertoon van onderwerping geëis nie. In baie kampe het gevangenes Amerikaanse personeel deur tolke, of deur beperkte gedeelde taal, aangespreek om voorrade aan te vra, siekte aan te meld of reëls te verduidelik. Vir Japanese vroue was hierdie prosedurele neutraliteit diep ontstellend. Hulle is geleer dat 'n vyandelike wag se aandag gevaar beteken, dat om direk aangespreek te word 'n voorspel tot straf was. Tog het Amerikaanse wagte dikwels om praktiese redes gepraat, om skedules te verduidelik, rantsoene te versprei of werkbesonderhede te bestuur. Toon was beheerst, soms informeel, selde teatraal. Nog meer desoriënterend was die Amerikaanse houding teenoor tyd. Buite die oproepe en pligte was daar lang periodes van wag. Verveeldheid is nie uitgeskakel nie, dit is bestuur.
In sommige kampe is gevangenes toegelaat om gesensureerde materiaal te lees, briewe deur Rooi Kruiskanale te skryf of kampaktiwiteite op 'n afstand waar te neem. Die doel was nie heropvoeding nie, maar inperking. Gelag het natuurlik uit hierdie omgewing ontstaan. Amerikaanse soldate, baie skaars in hul 20's, het onder mekaar gepraat. Hulle het geskets. Hulle het gekla oor die weer en kos. Wanneer gevangenes naby was, het hierdie gesprekke nie altyd opgehou nie. Dit was nie bedoel as 'n gebaar van vriendelikheid nie. Dit was bloot hoe Amerikaners beheerde ruimtes bewoon het. Vir gevangenes wat grootgemaak is om gesag met emosionele afstand te assosieer, was hierdie gedrag diep verwarrend. Japanese vroue het verwag dat wagte voortdurend mag sou uitoefen, om dominansie deur hardheid te demonstreer. In plaas daarvan het hulle mans teëgekom wat reëls afgedwing het sonder om dit te dramatiseer. Die gesag was teenwoordig, maar dit was nie geritualiseer nie. Van kritieke belang was hierdie gedrag konsekwent. Rooi Kruisinspeksies wat gedurende 1944 en 1945 in kampe onder Amerikaanse beheer uitgevoer is, het voorspelbaarheid as 'n bepalende kenmerk opgemerk. Gevangenes het minder voorvalle van mishandeling aangemeld in vergelyking met ander teaters, maar het ook probleme uitgespreek om die emosionele neutraliteit van hul ontvoerders te verstaan. Vir Japanese vroue het neutraliteit self 'n bron van stres geword. As die vyand nie haat getoon het nie, waar het dit die betekenis van nederlaag gelaat? Teen die tyd dat die oorlog amptelik in Augustus 1945 geëindig het, het baie van hierdie vroue nie meer probeer om Amerikaanse gedrag met propaganda te versoen nie. Hulle het iets meer destabiliserends gekonfronteer, die moontlikheid dat wreedheid nie 'n vereiste vir mag was nie. En dit was binne hierdie sielkundige ruimte, tussen verwagting en waarneming, dat die ware skok van gevangenskap begin vorm aanneem het. Vir Japanese vrylike gevangenes het die eerste breek nie van beleid of behandeling gekom nie. Dit het van klank gekom. Stemme het sonder dringendheid deur die kamp gedra. Wagte het in ontspanne toon gepraat. Instruksies is duidelik gegee, sonder verhoogde volume of geritualiseerde ernst. In sommige gevalle het Amerikaanse personeel tolke gebruik. In ander gevalle het kommunikasie deur middel van gebare, gedeelde woorde of eenvoudige herhaling plaasgevind. Die inhoud was alledaags, etenstye, mediese ondersoeke, beweging binne die kamp. Wat die gevangenes ontstel het, was nie wat gesê is nie, maar hoe dit gesê is. In die keiserlike Japanese militêre kultuur was spraak tussen meerderes en ondergeskiktes noukeurig gekalibreer. Toon het hiërargie oorgedra. Emosie het gesag aangedui. Terloopsheid, veral in 'n beheerde omgewing, het verlies aan dissipline voorgestel. Vir gevangenes het dit gevaar voorgestel wat agter onvoorspelbaarheid versteek was. Tog is terloopse spraak in Amerikaanse kampe nie gevolg deur skielike straf nie. Daar was geen lokval nie. Geen omkering nie. Bevele het bevele gebly, maar hulle is sonder seremonie gelewe. Wanneer 'n reël oortree is, was die gevolge duidelik en beperk, nie teatraal nie. Vir vroue wat opgelei is om geweld agter elke interaksie te verwag, het dit 'n kognitiewe spanning geskep. Vrees steun op afwagting. Wanneer afwagting val, neem angs toe eerder as af. Oorlewendes beskryf oomblikke van verlamming, huiwering om te reageer. Hierdie dubbelsinnigheid was ontstellend. Japanese militêre kultuur het emosionele terughoudendheid in formele omgewings gewaardeer. Vreugde, hartseer of frustrasie is streng deur konteks gereguleer. In teenstelling hiermee het Amerikaanse soldate toegelaat dat emosies saam met plig bestaan. Die grens tussen gesag en menslikheid het poreus voorgekom. Dit het 'n fundamentele oortuiging uitgedaag, dat emosionele losmaking nodig was om beheer af te dwing. As wagte kon lag en steeds orde kon handhaaf, dan was vrees nie die enigste magsmeganisme nie. Daardie besef het meer destabiliseer as wat geweld ooit kon. Hoek 3. Geslag en die ineenstorting van verwagting. Die verwarring het verdiep toe Japanese vroue Amerikaanse vroue in uniform teëgekom het. Teen 1945 het duisende Amerikaanse vroue in die Women's Army Corps WAF, die NAVY-wafes en mediese eenhede regoor die Stille Oseaan gedien. Hulle het radio's bedryf, logistiek bestuur, regulasies afgedwing en fasiliteite gemonitor. Hul teenwoordigheid was nie simbolies nie. Dit was operasioneel. Vir Japanese vroue wat in 'n streng geslagsgebonde oorlogstydse samelewing grootgeword het, was dit 'n diepgaande skok. Keiserlike Japan het vroue breedvoerig gemobiliseer, maar gesag het oorweldigend manlik gebly. Selfs vrylike verpleegsters het binne streng hiërargieë en eerbiedige rolle geopereer. Bevel oor mans, veral buitelandse mans, was feitelik ondenkbaar.
Tog het Amerikaanse vroue hier instruksies uitgereik. Hulle het skedules afgedwing. Hulle het met selfvertroue met beide gevangenes en manlike soldate gepraat. Hul gesag was nie teatraal of verskonend nie. Dit het eenvoudig bestaan. Dit het nie net Japanese aannames oor die vyand uitgedaag nie, maar ook oor geslag self. As Amerikaanse vroue sonder strengheid kon beveel en mans sonder wrok gehoorsaam het, dan het die hiërargie nie oorheersing vereis nie. Dit het legitimiteit vereis. Vir Japanese vrylike gevangenes het hierdie waarneming nie onmiddellike begrip opgelewer nie. Dit het stilte opgelewer. Want sodra hiërargie, emosie en geslag almal nie soos verwag opgetree het nie, het die raamwerk wat gebruik is om gevangenskap te interpreteer, van binne begin skeer. En daardie skering sou weier word na mate waarneming vrees vervang het.